Woensdagmiddag net na 4 beteken een ding. Ormo Chats op Joy Radio. Jy is baie welkom saam met ons die program te geniet. Hier agter die stuur soos normaalweg is dit Chris Mans. Aan die passasierskant vanmiddag is dit oogats. Hier is niemand nie. Ag, ek gaan sommer met julle gesels vanmiddag. Jy is 'n luisteraar, is baie welkom. Klim hier agter in die voertuigie, maak jouself vas, maak jou lekker rustig. Ons gaan lekker gesels vanmiddag en glo my, dit gaan lekker interessant wees. Kom ons bid net gou, Here, baie dankie vir die voorreg dat ons ook ons motorsport kan uitleef in die groot en heilige naam. Dankie vir die voorreg, Here. Amen. Nou ja, die afgelope naweek was die Landini 300 Bissiesvlei veldren bijeenkomst geweest. Het was 'n baie goeie bijeenkomst, goed georganiseer. Die organiseerders het nogal baie moeite gedoen om die route goed uit te lê en elke ding. En dan die motocross afdeling was die Ormo Marshals weer teenwoordig by Terratopia. Ek is baie bly hulle die baan verander in die sin van dit verskil van die vorige baan van laas jaar en so aan. So, en dan ander ding is, ek is baie opgewonde. Daar is groot nuus op pad vir motocross. So, moenie weggaan nie. Bly hier by Ormo Chats. Hier gaan ons al hierdie belangrike en goeie inligting vir julle gee. So, asseblief, bly ingeskakel. Ek wil net gou by ons advertensies uitkom. This program is proudly sponsored by the Nanti Projects. For all your plumbing and maintenance needs, we do new installations, maintenance on existing plumbing, and water tank backup systems. We are in the West Rand area. One call and we do it all. Call Chris on 081-299-1974. Ormo staan vir Off-Road Marshal Unit. Ons is opgeleide beamptes wat diens doen by veldrenne, veldmotorfietswedrenne as ook motocross. Kom durf die buitelewe aan as 'n gesin deur aan te sluit by Ormo. Kom ervaar waar man en masjien, grondpad, passie, adrenalien en avontuur mekaar ontmoet. Skakel Chris by 066-238-0211 of e-pos Johan by info@offroadmarshals.co.za. Volg ons dan ook op Facebook by Offroad Marshal Unit of besoek ons op ons webwerf by www.offroadmarshals.co.za. Kom sluit vandag aan. Leef van lewe, saam met legendes. Ek vra verskoning. En ek wil net graag hierdie laaste stinnetjie weer herhaal. Leef van lewe, saam met legendes. Nou ja, daar trek ons weg in ons karretjie. Daar gaan ons. Ek wil vanmiddag met julle gesels oor, hier is 'n man wat nou hier langs die pad staan. Goeiemôre meneer, kan ons jou help? Ja. Wil jy 'n lift hê? Kan ek vir jou saamry geleentheid gee? Ja, dit sal lekker wees, baie dankie. Kom klim gerus in, sit hier aan die linkerkant vir ons in die passasierskant. Maak jou gordeltjie vas, dan gaan ons nou. My naam is Chris Mans van Offroad Marshal Unit in Suid-Afrika. Wie is jy? Ek is Henk Lategan van Toyota Gazoo Racing. Henk Lategan. Ja, het klink bekend, Henk Lategan. Is dit, kan dit wees? Is dit die Henk Lategan van Dakar? Ja, ek het net die Dakar klaar. Wel dan Henk, baie dankie en baie welkom hier by ons span. Dankie by Ormo Chats, is 'n voorreg om hier te gesels. Ekskuus tog, nou ernstige para, jy my keel. Maar nou ja, kom ons begin gou. Jy het laas jaar geskuif van Suid-Afrika af na Europa se kant toe en jy het 'n nuwe span gemaak. Ek wil iemand vir my vertel, wat was julle voorbereiding gewees vir Dakar 2026 asseblief? Kan jy vir ons 'n bietjie vertel daar in 2025 wat het als gebeur asseblief Henk? Dit was 'n interessante jaar, soos jy verduidelik. Ek het spanne gery, ek het verander van die Suid-Afrikaanse span na die Europese gebaseerde span en die rede daarvoor was maar meer om deel van die wêreldkampioenskap te wees of deel te neem in die wêreldkampioenskap. So ek het van die Suid-Afrikaanse ronde daar saam met die span ingeval en van toe af Portugal en Marokko saam met hulle gedoen en ja, Dakar was toe die volgende stap en ja, dit was 'n baie interessante einde vir die jaar vir ons. Die span het 'n splinternuwe kar gebou van die grond af op, so dis altyd 'n massiewe projek om 'n nuwe kar aan mekaar te sit. So baie van ons jaar aan die einde van die jaar het gegaan oor om daai kar op spoed te kry en 100% reg te kry vir die Dakar. Ja, daar het seker baie
manure ingegaan en hoe lank het julle getoets in die kar voor hy nou reg was vir Dakar? Dit was baie minder tyd as wat ek sou wil hê vir so 'n tipe projek. Ons het, dit was, ek dink so 3 maande voordat ons moes wegspring vir Dakar, het die kar, of die toetskar vir die eerste keer 'n wiel gedraai, so daar was nie baie tyd nie, en dit is wat enigiemand sal weet wat so 'n groot projek aanpak, of enige tipe kar bou of 'n nuwe kar bou, dit gaan nie altyd die eerste keer 100% reg nie, so ons het dit maar 'n bietjie gelos tot op die laaste op die nippertjie, so ja, daar was baie om te doen toe die kar die eerste keer kon ry en eerste keer getoets was. Mooi man, so daar was baie werk aan gewees. En julle het, as ek reg het julle 4 voertuie gebou vir Dakar, die span self? Ja, so die eerste toetskar was 3 maande voor die tyd reg, en hy het toe ook Dakar toe gegaan. Toby Price het omgery toe in die Dakar. Maar die ander 3 karre was regtig op die laaste minuut reg gewees. Ons het letterlik 2 dae voor die Dakar begin, of daar was een administratiewe dag, maar ons was veronderstel om 2 dae se shakedown te hê, en een van die dae was letterlik gebruik om my kar aan mekaar te sit nog, so ons het regtig tot op die laaste dag aan die karre gebou, so dit was regtig 'n baie kort tydperk om soveel as 3 van die karre aan mekaar te sit. Ek dink dat dit vir my verduidelik, hier in begin van Desember was daar nog nie regtig 'n kar wat kan ry nie, buite die toetskar, so ja, dit was 'n baie, ek kon sê, ambisieuse projek om aan te pak, nommer 1, en die span het ongelooflike werk gedoen aan die einde van die jaar om so vinnig alles aan mekaar te gooi. En dan van die 4 karre het, al 4 was in die wedren gewees tot Al Rajhi onttrek het, as ek reg as ek dit sê, en dit was maar as gevolg van mediese omstandighede dat hy onttrek het. So eintlik het al 4 in daai stadium Dakar klaargemaak. Ja, kyk, jy sien dit, hy het ongelukkig, het hy vroeër in die jaar het hy 'n groot ongeluk gehad waarin hy sy rug gebreek het, so dit was maar altyd, daar was maar 'n bietjie van 'n vraagteken oor sy Dakar om mee te begin, en hy het hom toe maar begin, maar toe hy begin bietjie agterraak, toe maak hy die besluit, hy gaan eerder nie al die risiko's vat nie, en toe het hy maar onttrek, maar ja, die karre was 100%, was eintlik ongelooflik van die span om daai karre in so 'n kort tydperk reg te kry, en om te sien waar die kar was op die einde van die dag, die kar was regtig baie kompeterend. Okay, nou goed. Nou gaan ons praat 2026 Dakar. So, vertel ons bietjie van die begin af, hoe het julle die ren ontvaar, wat het alles met julle gebeur, en vertel ons bietjie meer asseblief. Dit is moeilik beteken om alles te onthou, het soveel gebeur. Maar ja, die wedren het nie op die beste voet afgeskop nie. Ek bedoel, ons het al klaar in die prologue wat bepaal waar jy begin in 'n race soos die Dakar, is dit nogal baie belangrik, want dit is 'n vreeslike strategiese wedren. So ja, ons het daar ongelukkig al klaar 'n papwiel gekry, baie ongelukkig gewees, 'n klip het die valve afgehaal, en ons het so 'n papwiel gekry, so dit was nie die beste begin vir ons nie, maar van daar af, omdat ons die tyd verloor het, en ons is gesien as platinum bestuurders, het ons, dit beteken dat ons moes die pad oopmaak op dag 1, maar die laaste ding is wat jy wil doen, jy wil nie die pad oopmaak op enige dag nie, tensy jy die vorige dag regte tyd gevat het en die stage gewen het, maar ja, jy wil nie graag die pad oopmaak nie, dit is wat ons maar gedoen het op dag 1, en ja, die volgende 3 dae dieselfde tema gehad, alles was punchers, so ons dra net twee spaarwiele, en ons het elke dag vir die volgende 3 dae twee papwiele gehad, en as jy 'n tweede papwiel het, dan hou jy op om te jaag, en jy begin net rustig ry om tot by die einde te kom, so
ons was besig om baie tyd te verloor vir dag 1, 2 en 3. En toe na dit, dag 4, het ons uiteindelik vir die eerste keer 'n skoon dag gehad en ons het genoeg tyd gevat uit almal uit dat ons van dit, ek dink ons was 11de algeheel en ons het in een dag gegaan van 11de tot 1ste in die wedren. So dit was 'n groot dag vir ons. Die volgende dag oopgemaak sonder enige motorfietsse wat oopmaak, wat ook verskriklik moeilik is, want jy het geen idee waar jy moet gaan nie. So jy moet verskriklik oplet en baie presies wees. So daai dag oopgemaak, nog steeds eerste gewees en ja, dit het toe begin goed gaan vir ons en ja, na dit ons het ou keierige dae gehad, nie te goed gaan die sand na dit nie, maar ons het toe dag 6, ek dink ons was af na 2de of 3de toe en toe het ons weer begin om terug te beklei. Dit was maar amper die tema van ons wedren. Dit was begin bietjie agter, dan veg jy weer tot voor toe, dan val jy weer terug, dan veg jy weer tot voor toe. So ja, ons het maar na dit het ons, ek dink ons het op 'n stadium, kyk, ons het 'n paar keer moes ons maar soek vir die pad en so aan. Ons het een van die dae het ons 'n skokbreker gebreek toe ons besig was om regtig te probeer weer terugkom na vorentoe. 'n Volgende dag het ons die power steering pomp gebreek. Dit het ons baie tyd gevat, teruggeveg van daar af. Ja, dit het okay gegaan. Ons was die hele tyd hier tussen 2de en 4de en eventueel het ons teruggeklim na 2de toe en was reg om weer te begin beklei, om eerste toe te gaan en ja, op die einde hier op dag 11 het het maar 'n bietjie uitmekaar uitgeval en dis waar die wiel letterlik afgeval het. En dit was maar die groot ding. Daarso het ons 4 ure verloor en dit was die einde van ons geveg om die Dakar te wen hierdie jaar. So dit was maar 'n hartseer dag, maar nog steeds die kar reg gekry en tot by die einde gaan, nog steeds goeie ondervinding op geleer van die kar en so aan, maar ja, bietjie teleurstellend. Dit is nie waarvoor ons daartoe wou gaan nie. Ja. En Henk, op 'n stadium met julle sonder 'n vooruitbestuur, as ek reg was? Ja, dit was dieselfde dag as wat ons die power steering pomp verloor het. Het ons weer aan die gang gekom en ons het geweet, ons enigste kans om weer enige kans te hê in die wedren is om te ry bietjie soos om alles uit die kar uit te haal en alles te vat wat ons kon. En ja, dit was maar bietjie risiko saam met dit en ons het die vooruit verloor, hom uitgeskop en verder gaan en ja, teen die einde van die dag het ons meeste van die tyd wat ons verloor het teruggemaak. So daai was 'n bietjie van 'n maldag. En dit was op die eerste gedeelte van 'n marathon sneltrek, as ek reg is. Ja, so dit was 'n interessante dag geweest, want ons het geweet, okay, ons was klaar in die moeilikheid met waar ons begin het. Ons het weer op die pad begin, so ons het al klaar verwag, ons gaan baie tyd verloor. En ja, toe verloor ons nog 25 minute met die span wat die kar moes regmaak en toe verloor ons nog tyd met ons wat moet stop om die venster. Ons het letterlik hier uitgeskop. Goggles aangesit en verder aangejaag. So toe weet ons was 'n bietjie in die moeilikheid, maar aan die einde van die dag toe ons by die einde van daai dag kom te sien ons okay, is nie so sleg nie. So daar was nog 'n kans om terug te veg. En ja, toe het ons daai aand het ons 'n nuwe ry gekry, ons het hom ingesit en ons het die volgende dag weer flat out gegaan. Ja. Nou, jy sê jy het 'n nuwe ry aangesit. Waar in die woestyn kry jy so 'n ry? Is daar fly-by-nights wat verbykom of wat? Ja, nee, dit was ook nie normale omstandighede nie. So gewoonlik as jy op so 'n marathon stage iets breek, moet jy maar klaarkom met wat jy het of wat die trok vir jou kan bring. So die span het 'n trok in die resies van die reëls sê vir jou dat enige ander kompeteerder kan jou help, maar ja, hulle het ongelukkig ook nie 'n ry gehad nie, maar die FIA het toe gesê omdat dit 'n veiligheidsding is, sal hulle vir ons
reël om 'n nuwe vooruit daar te kry. So hulle het ons toe gehelp en die ouens van die trok het vir ons nuwe vooruit teruggesit in die kar. En toe kon ons die volgende dag ten minste 'n bietjie meer gemaklik deurkom. Dink as terwyl ons so praat van die marathon sneltrekte. So jy ry vandag en dit wat by jou is of wat so jy nou sê wat jy trok het, kan jy jou voertuig meer regmaak en terugkom. Nou waar slaap julle ouens daar? Is daar 'n hotel iewerster of so? Nee, die marathon dis maar interessant te dink. Hierdie jaar het hulle dit maar bietjie moeilik vir ons gemaak. So jy kan nie eers jou eie tent vat nie. Hulle gee vir jou 'n tent, hulle gee vir jou 'n slaapsak en so 'n verskriklike dun opblaasmatrasie. Hy's seker so 2 of 3 cm dik. Ja, nie baie gemaklik nie en jy slaap letterlik daar in die woestyn. So jy kry dit en dan kry jy hulle noem dit is 'n ration pack. Dis soos wat die mense in die army kry. So jy kry die kos wat jy vir jouself warm maak en ja, dit is dit wat hulle vir jou gee om jy aan te slaap en al anders wat jy het is wat jy saam met jou kon bring in die kar in. Ja, jy wil nie die kar baie swaar maak nie, maar dit is nog steeds 'n resies kar, so jy bring maar jou tandeborsel en dalk 'n skoon onderbroek en so aan, maar dis maar dit. So jy hou dit maar lig, jy slaap daar in die woestyn en die volgende dag gaan jy maar weer. Okay, nee, dit klink vir my na baie opoffering wat julle ouens doen in so 'n marathon sneltrek. En toe daarna het julle enige stadium gevoel julle het nog 'n kans in die reis om iewerster podium te vang of dalk selfs te wen? Ja, ek bedoel ons het nooit opgegee tot reg op die einde nie. Ek dink selfs dag 9, 10 was ons besig om 'n bietjie terug te kom. Ons het geweet daar's nog steeds 'n kans vir ons. En ons het geweet ons kort net een skoon dag en dan sal ons weer daar wees. Maar ja, ongelukkig is dit maar soos dit is en dit is maar bietjie met 'n nuwe kar, weet jy nie alles, jy weet nie wat kan fout gaan en wat sal fout gaan nie. So ja, so ek sê ons het baie geleer van hierdie Dakar af en een van die lesse wat ons geleer het maar gekom op daai dag, op dag 10 of dag 11 was dit was daar was 'n bout wat gebreek het en dis wat veroorsaak het dat die wiel of die wheelbearing heeltemal mekaar het kom en dit was waar die einde was vir ons, maar ja, so tot daartoe het ons geglo daar was definitief nog 'n kans en ek dink daar was definitief nog 'n kans want ja, as mens kyk op daai dag het ons 3 ure en 59 minute en op die einde was ons net 3 ure en 57 minute agter. So daar was definitief nog 'n kans tot reg op die einde toe, maar ja, as mens so baie tyd verloor, dan weet jy dis dan maar verby. Ja. Nee, ek verstaan dit heeltemal. Henk, okay, sê gou vir my, ja, jy het nou die 21ste plek klaar gemaak en dan nou obvious nou die pad vorentoe. Hoe lyk dit daar by julle? Gaan julle weer die voertuig toets? Wanneer ry julle weer in die wêreldkampioenskappe? Ja, so nee, nou verander die fokus maar bietjie na die wêreldkampioenskap toe. Ons is maar ver agter nou in die punte. Dit was maar groot terugslag dat ons nie kon klaar maak op die podium of in die punte nie. So ons het punte gekry vir die stage wat ons gewen het en die stage wat ons goed mee gedoen het. Maar ja, ongelukkig is ons nou bietjie op die agtervoet. Ons sal nog steeds probeer. Die doel nou is maar om te veg vir die wêreldkampioenskap. En ons volgende wedren is in Portugal in die middel van Maart. Maar ons is al klaar, ek is al klaar op pad Portugal toe begin Maart. Ons toets daar met die nuwe kar. Met alles wat ons geleer het by Dakar het ons 'n paar nuwe plannetjies in plek om aan te hou met die verbetering van die kar. So dis die doel nou maar om die kar beter te maak en vinniger te maak en sterker te maak vir die volgende jaar se Dakar. Terwyl ons dit doen, sal ons nog steeds veg vir 'n wêreldkampioenskap. Enigiets kan gebeur daar. Soos mense gesien het laas jaar, dit was 'n baie interessante een, maar ja, ons sal aan probeer. Ja, ek was net bitter spyt, daar's nie weer 'n safari tydrenne wat jy hom kan wen nie.
Want dit maak 'n groot verskil 'n wen in vergelyking met 'n gewone podium op die puntestelsel, né? Ja, nee, verseker. Nee, maar ons gaan in elk geval probeer om die ander te wen. Ja. Dit hoef nie in Suid-Afrika te wees dat ons al kan wen nie. Ons sal probeer bewys ons kan vinnig wees in enige plek. Maar Henk, ek moet jou dit ter ere nagee. Julle is baie, baie, baie opvindig. Jy en daai navigator van jou wat, ek weet nie hoe kry jy die pad gevind in daai duine nie, want vir my lyk dit almal dieselfde. Ja, nee, dit bly maar 'n spansport en ja, die ou wat langs jou sit is verskriklik belangrik. En veral in 'n wedren soos die Dakar, sonder 'n goeie navigator soos Brett sal hy kan so kompeterend wees, verseker. Ja. Nou sal graag eendag van die man ook wil gesels. Maar Henk, baie, baie dankie vir jou tyd. Dis ongelooflik lekker geweest om hier te gesels. Dit is 'n baie groot voorreg van ons, van Ormo se kant af. Baie, baie sterkte vir dit wat voorlê. Ons hou jou fyn dop en ons glo in jou en ons weet, jy is een van die dae op die toppodium van die Dakar, nommer 1, en van die wêreldkampioenskappe. Ons glo, laas jaar het jy een wedren glad nie gery nie, en jy het nog steeds, tot op die laaste, het jy 'n baie goeie kans gehad om die wêreldkampioenskap te wen. So al het jy nog net bietjie punte gekry by Dakar hierdie jaar, glo ons in ons vol vertroue dat jy regtig waar die wêreldkampioenskap kan wen hierdie jaar. Ja, nee, baie dankie. Ja, ons gaan ons beste probeer om bietjie terug te veg daarso. Ja, dis 'n groot een om terug te veg, maar ja, ons sal dit alles gee. Dis reg so. Henk, baie, baie dankie vir die voorreg om mee te gesels. Dis regtig waar 'n groot voorreg gewees en baie sterkte vorentoe. Ek gaan jou nou hier by die hoek aflaai, dan kan jy nou maar verder op jou paadjie gaan en gaan geniet Portugal en bring die beker huis toe. Dankie. Ja, baie dankie vir die gesels. This program was proudly sponsored by Danante Projects. For all your plumbing and maintenance needs, we do new installations, maintenance on existing plumbing, and water tank backup systems. We are in the West Rand area. One call and we do it all. Call Chris on 081-299-1974. Ormo staan vir Off-Road Marshal Unit. Ons is opgeleide beamptes wat diens doen by veldrenne, veldmotorfietswedrenne asook motocross. Kom durf die buitelewe aan as 'n gesin deur aan te sluit by Ormo. Kom ervaar waar man en masjien, grondpad, passie, adrenaline en avontuur mekaar ontmoet. Skakel Chris by 066-238-0211 of e-pos Johan by info@offroadmarshals.co.za of jy kan ons volg op Facebook Offroad Marshal Unit of besoek ons op ons webwerf www.offroadmarshals.co.za. Kom sluit vandag aan en leef 'n lewe saam met legendes. Julle hoor nou, hier's 'n legende wat saam met ons vandag gery het. Henk laat te gaan, is wat 'n voorreg om saam met iemand te ry. Nou ja, die volgende byeenkomste is die 20ste, 21ste en 22ste Februarie. Is die opleidingsnaweek van Ormo-lede by Rus de Winter. Ons gaan lekker opleiding doen in al die fasette van motorsport. En dan die 21ste Februarie, Saterdag, is 'n motocross by Richway. As jy daar in die omgewing is, gaan maak gerus 'n draai en kyk bietjie wat daar aangaan. En dan die 28ste Februarie is die National Motocross by Terratopia. Hier op die, ek dink sê wat die Kreeusdorpsnag so wat ek moet ken. So dit is gaan maak gerus 'n draai daar. Baie baie dankie vir die voorreg dat u saam met ons gery het vandag. Wat 'n voorreg om met Henk later aan te gesels. So 'n nederige man. Hy's regtig een van die blink toekomsterre in Suid-Afrika se motorsport. Dis die enigste ou wat ek gesien het wat die guts gehad het en die vernuf gehad het om vir Nassar Al-Attiyah in sy Dacia aan te vat op die Dakar. So ja, hou ons gerus dop. Baie dankie vir die voorreg om saam met te kuier. Van my kant af, adios amigos, Chris Mans vir Ormo Chats.